na verskillende onderwerpe. En ons het 'n maand terug het ons gepreek gehad oor Markus 12, en ons het 'n groot gedeelte in Markus 12 hanteer, en daai preek se opskrif was liefde vir God deur Jesus alleen. Liefde vir God deur Jesus alleen. Maar dit was so 'n groot gedeelte dat ek het baie min prakties dit hanteer. En ons het gesien in daai gedeelte hoe belasting en om belasting te betaal aan die keiser, en wat spesifiek daai woorde dat belasting kom die keiser toe, leer ons dat liefde kom God toe. En dis deel van waaroor daai gedeelte gaan. Ons het verder ook gesien dat die lewe na die dood gaan oor liefde vir God. Jy het hierdie fariseërs wat met die Sadduseërs wat met hierdie belaglike vraag opgekom het, van daar's 'n broer, en hy het 7 ander broers, en hy het 'n vrou, en hy sterf, en dan volgens die wet, hy het nie kinders gehad nie, maar die volgende broer haar trou, en dan sterf hy, en al 7 sterf, wel wie se vrou gaan sy wees? So asof dit die fokus is van die ewigheid. Die fokus van ewigheid is liefde vir God, en dit is deel van die punt wat hulle gemis het. Hulle dink dit is maar net soos wat dit nou is. So ons het gesien, belasting gaan oor liefde vir God, ons het gesien, die ewigheid gaan oor liefde vir God, en ons het ook gesien dat die wet gaan oor liefde vir God. 'n Skrifgeleerde vra vir Jesus, wat is die eerste gebod van almal? En wat antwoord Jesus? Jesus antwoord met Deuteronomium 6 vers 4 en 5. En dis wat ons hier sien in Markus 12 vers 29 en vers 30. So kom ons lees daai 2 verse saam. En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En ons het toe gesê, ons sal 'n ander keer prakties daarna kyk. En hoe dit lyk, liefde vir God, en vandag is daar 'n ander keer. Okay, is nou 'n paar sondae later. En ons spesifiek het ek gedink ons gaan dit vandag hanteer. En ek het gedink oor hoe moet ons moet prakties gesels oor hoe groei ons in ons liefde vir God. So ons opskrif vir vandag is, hoe groei jy in jou liefde vir God? Hoe groei jy in jou liefde vir God? Eerstens, jy moet liefde vir God prioriteit nommer 1 maak in jou lewe. Dit moet prioriteit nommer 1 wees van jou lewe. Wat is die eerste gebod? Wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê. Regtig? Is dit? Is dit die grootste ene? Nie vrees die Here wat meer as 300 keer in die Bybel voorkom nie. Nie wees gehoorsaam aan God nie. Dis wat Jesus sê. Jesus sê die grootste gebod is liefde vir God. En die Here jou God lief hê. Om aan die Here gehoorsaam te wees, om hom te vrees, is albei baie, baie belangrik. Dit is iets wat ons as Christene moet doen en behoort te doen. Maar toe Jesus gevra was, wat is die grootste gebod, het hy nie geantwoord, wees gehoorsaam aan God of vrees die Here nie. Sy antwoord was, wees lief vir die Here. Dis sy antwoord. Jy sien, gehoorsaamheid aan die Here en vrees vir die Here sonder liefde vir die Here is selfs moontlik ongesond. Gehoorsaamheid sonder liefde, vrees vir God sonder liefde is ongesond. Jy sien, as jy gehoorsaam aan die Here wil wees en jy wil hom vrees sonder liefde, dan kan dit ongesond wees. As jy gehoorsaam aan hom wil wees sonder liefde, is jy heel moontlik besig om jouself te probeer red deur jou werke. Dis nie uit 'n verhouding uit nie. Johannes 15 vers 14 sê Jesus, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Sien julle die koneksie? Sien julle waar uitvloei, dat sien vloei uit, wat sien uit? Maar sommige Christene leef asof hierdie sê, as julle my gebooie bewaar, sal ek julle lief hê. Dis belangrik dat ons Christus se gebooie bewaar. Net later in daai selfde hoofstuk, vers 21 sê hy, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. So ons sien die liefde vir God en gehoorsaamheid aan God is gekonnekteer.
En dit vloei uit eerstens ons liefde vir God, maar dit het ook, hierdie sê dit is 'n reaksie, en ek sal hom ook lief hê, die een wat my in liefde gehoorsaam is, ek gaan hom ook lief hê, daar's albei kante. So jy kan nie sê jy het God lief, maar jy is nie aangehoorsaam aan hom nie. As jy sê jy het God lief, maar jy luister nie van hom, jy is nie gehoorsaam aan hom nie, daai is 'n vals liefde, daai is 'n leë liefde. Daar is nie werklike liefde vir God nie. Jy is eintlik dan lief vir jou sonde, jy is eintlik lief vir ander dinge, jy is eintlik lief vir ander afgode, maar jy is nie werklik lief vir God nie. Tog moet jy nie probeer, kan jy nie werklik eers probeer om aan God gehoorsaam te wees sonder liefde vir hom nie. Staan julle die koneksie? Jy is juis gehoorsaam aan hom want jy is oortuig hy is lief vir jou en hy wil die beste hê vir jou en daarom is sy gebooie goed vir jou. Daarom doen jy hulle. Hy is jou liefdevolle Vader en daarom wil jy graag doen dit wat hy sê want hy weet die beste en wat die beste is vir jou lewe. So liefde vir God en gehoorsaamheid aan God gaan hand aan hand. Jy kan nie losmaak nie. En net soos dit met die vrees van die Here. Jy kan nie die regte, gesonde vrees van God hê sonder liefde vir God nie. En kyk net hierdie koneksies hier in Psalm 34 vers 9 tot 12. En ons gaan oral oor wees. Dis 'n onderwerp preek. So ons gaan in klomp verskillende tekste wees. Ons gaan nou weer in Markus weer net vinnig raak. Psalm 34 vers 9 tot 12. Smaak en sien dat die Here goed is. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil, vrees die Here. Skuil jy gewoonlik by iemand wat jy vrees? Okay, so dis nie heeltemal net daai tipe van vrees wat ons aan dink nie. Maar hulle is gekonnekteer aan mekaar. Smaak en sien dat hy goed is, skuil by hom, vrees hom. Dit moet saamgaan. Moet saamgaan. So vrees die Here oor heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Kom kinders, luister my, ek wil julle die vrees van die Here leer. So sien julle hoe die koneksies hierso tussen smaak en sien en soek God parallel gebruik word met vrees vir die Here. So dis juis in liefde vir God. En daai een wat hom liefhet, wat hom smaak en wat hom sien en wat hom soek en wat die regte vrees vir God het. Sonder liefde vir God het jy net vrees vir oordeel op die ou einde. 1 Johannes 4 vers 17 tot 19. Hierin het die liefde by ons volmaak geword dat ons vrymoedigheid het en vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde, maar dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. So sien julle weer eens koneksie tussen vrees en liefde. As daar nie liefde is vir God nie, dan is daar net vrees vir oordeel. Daar's nie die regte vrees van die Here wat oor die 300 keer van gepraat word in die Bybel nie. So vrees van God, wat is dit? Dis juis wanneer jy God sien vir wie hy werklik is, dit wat dan in jou gebeur. Okay, so die aksie wat jy het, wanneer jy God sien vir wie hy is, dis vrees van die Here. As jy 'n kind van God is, dis daai regte gesonde vrees van die Here. Jy sien hom vir wie hy is, hy's asemrowend mooi, jy wil nader aan hom wees, jy wil by hom skuil, jy wil hom net by hom net meer van hom sien en hê. Die ongeredde persoon, as hy God regtig sien vir wie hy is, dan is dit hierdie vrees vir oordeel. Hy wil weggaan, hy wil vlug soos die ouens in Openbaring probeer dat die berge hulle bo op hulle val sodat hulle kan wegkom van die Here se aangesig af. Wanneer jy God werklik sien vir wie hy is en jy is sy kind, dan gaan daar daai gesonde vrees van die Here wees, maar dit is liefde vir God daai ook. Hulle is gekonnekteer aan mekaar. Jy kan dit nie losmaak van mekaar af nie. So wat is die eerste gebod? Jy moet die Here, jou God, lief hê. Dis die eerste gebod. Ons moet hierdie besef, ons moet hierdie sien as hierdie prioriteit. Nou kan ons vra, waarmee moet ons God lief hê?
Waarmee moet ons God lief hê? In Matteus se gedeelte vers 22, ons gaan nou na die Markus bekyk, sê Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en jou hele verstand. En dan Markus en Lukas sit by en hulle sê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en dan uit jou hele krag. So daar's 4. As jy die Markus en die Lukas gedeeltes ook na kyk. Die punt wat Jesus maak met daai lysie is jy moet met alles wat jy het en alles wat jy is hom liefhet. Dis die punt. So met jou hele self, in geheel, met alles moet jy hom lief hê. Nou luister mooi. Jy sal nie groei in jou liefde vir God as jy nie hierdie werklik glo nie. As jy nie werklik glo hierdie is die prioriteit nie. As jy nie glo die belangrikste ding wat jy kan doen elke dag met jou hart en met jou siel en met jou verstand en met jou krag is om God lief te hê nie, gaan jy nie werklik hierin groei nie. So ons moet hierdie eerste verstaan, ons moet hierdie glo, ons moet dit in ons harte inneem as absoluut waar. Hierdie is waarmee ons moet besig wees. Liefde vir God. So jy moet oortuig wees, die beste ding wat jy kan doen vir jou en vir jou naaste ook, vir die samelewing ook, vir ons land ook, is dat ek God liefhet. Dis die beste ding vir ons almal. Moet God lief hê. En jy gaan nie groei in die liefde vir God as hierdie nie daai prioriteit is, prioriteit nommer 1 is nie. En ons sê maklik, God is eerste in ons lewens. Maar wys ons lewe dit werklik? Lewe ons dit? Is God die een wat werklik eerste kom in jou hart? En hierso praat hart heeltemal bietjie meer net van begeertes. Hart in die Bybel is baie keer denke ook en verstand, nê? Maar hy gebruik later die woord verstand. So hierso sit heeltemal meer daai begeerteskant. Die dinge wat hier binne in jou kop aangaan en wat jy oordink en wat jy wil hê. Ding wat jou dryf. So soek jy hom vir God meer as daai ou of daai meisie of daai huis of daai kar of daai vakansie of daai promosie of daai speelding of daai gesondheid. Begeer jy hom met jou hele hart en kan mense dit sien om jou. En ek preek hier vir myself hoor. Hierdie was my wonderlik geweest hierdie week om hierdeur te werk. Ons moet myself deur hierdie stoei. Ons moet hierdie hoor. Ons gaan nie werklik groei ons liefde vir God as ons nie sien die belangrikheid hiervan nie. Belangrikheid dat ons alles wat ons doen moet liefde vir God wees. En in ons begeertes, in ons hart, met jou hele hart moet jy hom lief hê. So, het jy hom lief met jou hart en dan volgende het jy hom lief met jou hele siel, jou hele binne persoon. Die werklike jy. Is hy die een wat as jy tyd saam met hom spandeer, jy's in gebed, jy's in die woord, dit recharge jou. Waar kry jou krag en energie vandaan? Waar word hierdie binnepersoon opgebou? Is dit by God? Geniet jy God met jou wese? As jy werklik lief vir hom in die diepste plekke van wie jy is en wat jy is. En dan sal verstand. Is God wie hy is en wat hy gedoen het in die verlede en wat hy nou doen, is dit waar jy gereeld dink? Is dit in jou verstand? Is jy besig om hom lief te hê met jou hele verstand, jou denke? Dit wat hier binne aangaan. En is dit net wat hy is? En alles, né? Alles waaroor jy dink, moet eintlik gekonnekteer wees aan God. So elke liewe ding wat jy deur jou denke moet gaan, moet jy kan terugvat na God toe en hoe is hierdie koneksie met God? En hoe kan ek God lief hê hierdeur? So jy dink aan een of ander waarheid, een of ander iets wat jy besig is om te ontdek. As ek hierdie ding oor God en ek lief vir God daardeur. Ek besig om te stoei met hierdie probleem, hierdie ding en daaraan, Here, kyk hoe kompleks het U goeders gemaak. Maak nie saak wat in ons denke is nie, ons moet al daai dinge kan gebruik om te groei in ons liefde vir hom. Is jy besig om aktief ook God beter te leer ken? So as jy doelgerig besig om iets te doen om God wie hy is en wat hy gedoen het beter te ken. Om 'n dieper verstaan van hom te kry. So as ek jou in 'n kamer toesluit en ek gee vir jou boek en ek gee vir jou pen
En ek sê, skryf. Alles wat jy weet oor God, wie hy is, sy karaktereienskappe, alles wat hy gedoen het, en sit vir my soveel verse by as moontlik. Hoe dik gaan daai boek van jou wees? Okay, gaan jy by Stephen Charnock se 1700 bladsye uitkom, oor God se karakter. Okay, hy het nie net in 'n kamer gesit nie, hy het hulpbronne ook gehad toe hy dit geskryf het. Maar dit is 'n klassieke, massiewe werk oor God se karakter en wie hy is. Is ons besig om te groei daarin? As ek jou vra om 'n brief te skryf aan God, waarin jy jou liefde vir hom kommunikeer, hoe maklik of moeilik gaan dit wees? Hoe ryk gaan dit wees? Of hoe vlak gaan daai liefde wees? Nou goed, ken jy God? Hoeveel van jou denke is gevul met wie God is? Met jy God lief met jou hele verstand, of nie? En dan is daar die vierde een, al jou krag. En hierdie verwys moontlik na dade, dit wat jy doen, met jou energie, en dit wat jou energie voor gebruik. Waaraan spandeer jy jou energie? Is jy lief vir God? Wanneer 'n jong man 'n meisie lief het, nê, en hulle begin net uitgaan, dan kan jy sien hy het haar lief met al sy krag. Okay? Want hy doen so baie dinge vir haar, en hy maak planne, en hy doen moeite, en hy gaan spring oor mense se heininge, en gaan steel blomme, en sulke dinge, jy weet. Hy het haar lief met al sy krag. Hy is bereid om ekstra maal te gaan. Het jy God so lief? Kan jou liefde vir God gesien word ook in jou dade, in hoe jy jou tyd gebruik? En ons het so nodig om hierdie te hoor, en werklik te aanvaar, en te glo, en dan kan ons begin om dit te sê, okay, hoe gaan ons dit prakties uitleef? So die eerste gebod is, jy moet jou Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en jou hele verstand, en al jou krag. En ons kan hierdie opsom, met jy met God lief hê, met jou begeertes, jou wese, jou denke, en jou dade. Dit is net ander woorde, hart, begeertes, siel, jou wese, jou verstand of jou denke, jou krag, jou dade, jou aksies. So hoe groei in jou liefde vir God? Eerstens, dit moet prioriteit nommer 1 wees in jou lewe. Eerstens. Tweedens. Tweede punt kom ook hierso uit Markus 12 vers 30 uit. Kyk weer daarsom. Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Die Here jou God. Die punt is, God moet jou God wees. Jy moet sy kind wees. So die tweede manier hoe ons groei in ons liefde vir God is, jy moet seker maak jy is gered. Jy moet seker maak hy is jou God en jy is sy kind. Niemand word gebore as 'n kind van God nie. Nee, ons word gebore as geestelik dood. Efesiërs 2 vers 1. Geestelik blind. 2 Korintiërs 4. Slawe van sonde. Romeine 6. Vyande van God. Romeine 5 vers 8. Onder God se oordeel. Efesiërs 2 vers 3. In Romeine 3 vers 10 tot 19 vat hierdie goed saam en ek haal net 'n paar van daai verse aan. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Daar is geen vrees van God vir hulle oë nie. Nou vers 19, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, onder God se oordeel staan. Dit is die natuurlike kondisie van elke persoon hierdie. So jy moet gered word. Jy begin nie by 'n plek wat jy liefde vir God kan hê nie. Jy moet eers gered word. En jy gaan nie groei in jou liefde vir God as jy nie sy kind is nie. So hoe word jy sy kind? Hoe word jy gered? Van God se kant af? Dit wat Tobie gelees het. Johannes 3, deur wedergeboorte. Ons moet geestelik moet ons lewendig gemaak word. En nou haal ek net die ander gedeeltes van die vorige stukke wat ek oor gepraat het. Al die negatiewes, nou is al die positiewes daar. Efesiërs 2 vers 4 tot 5. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. So ons is geestelik dood, God moet kom en ons geestelik lewendig maak uit sy genade uit.
Ons moet geestelik met ons oë oopgemaak word, want ons is geestelik blind. 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. So God het al aan die begin gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Dis hy wat dieselfde spreek, laat daar geestelike lig is in jou. En dit gebeur. So God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God. Daai is liefde vir God. Okay? Die kennis van die heerlikheid van hom. Ek sien hom vir wie hy nou werklik is. My oë is oopgemaak. Hoe gaan jy reageer? In liefde vir hom. Hy skyn sodat ons bring die kennis van die heerlikheid van God. Waar sien ons dit die duidelikste? In die aangesig van Jesus Christus. Ons het hom lief. Nou God kom en hy maak ons geestelik lewendig, hy maak ons oë geestelik oop. Hy moet ons vrymaak van sonde, want ons was slawe van sonde. Romeine 6 vers 6 en 7. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. En daai is die werkwoordvorm van die woord doulos, okay? Slaaf, as 'n slaaf dien nie, dat ons nie meer sonde as 'n slaaf sou dien nie, kom hy en hy maak ons vry. Want hy wat gesterf het, is regverdig van die sonde. God moet ons vergewe ook van die oordeel van sonde. En hy moet ons reg verklaar met hom, want ons is onder sy oordeel. Romeine 4 vers 7 en 8. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe is, wie se sonde bedek is, dis die een kant. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Ek laat dit nie meer tel teen jou nie. Ek het jou sondes laat tel teen Christus. En jy is regverdig verklaar. Ons moet 'n nuwe hart gegee word. Een wat God werklik kan lief hê. Jesegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Die ou geestelike dooie hart wat nie God werklik kan lief hê nie. Nou 'n nuwe vleishart, nuwe hart wat kan reageer, wat God liefhet. En God gaan dan en hy neem ons ook aan as sy kinders. Hy gee vir ons sy gees as die waarborg, die seël dat ons redding sal klaargemaak word en dat ons vir hom kan lewe. En op die ou ende gee hy vir ons 'n erfenis. Ons is mede-erfgename saam met Jesus Christus. Dis alles wat God doen van sy kant af in redding. Wat moet ons doen van ons kant af? Nie werke nie. Ons kan nie onsself red met werke nie. Sy standaard is perfek, heilig. Ons kan dit nie maak nie. Dis soos wat jy probeer maan toe spring. En een ou spring so hoog en ander ou so hoog en hierdie ou is amazing en hy skyn heilig en kyk neer op ander mense. Die standaard is die maan. Nog hoër is dit. Ons kan nie onsself red deur goed te probeer wees of die wet te hou of enige soets nie. Ons het nou gelees, wat is die doel van die wet, sodat almal doemwaardig voor God kan staan en elke mond stil kan word. Dat ons onder sy oordeel staan, so besef ons is skuldig. So ons staan voldig voor hom. Wat moet ons dan doen? Ons moet uitroep na God toe en sê, Here, red my. Want ek kan nie myself red nie. U moet my red. En ons moet Jesus se woorde in Markus 1 vers 15, ons moet dit doen. Jesus het daar gesê, bekeer julle en glo die evangelie. Ons moet ons bekeer en ons moet glo. Ons moet kies om weg te draai van hierdie lewe vir self. Ons het gelewe vir onsself en ander afgode. En nou moet ons sê, Here, ek kan nie hierdie doen nie. Ek kan nie myself kry om weg te draai van hierdie af nie. Red my hiervan, maar ek wil nie aanhou hierheen nie. Ek wil vir U nou lewe. Ek wil nie aanhou met aangaan en dan in die verderf opeindig nie. En dan moet ons glo, daar's bekeer. Dit wil wegdraai. Dan moet ons glo, vashou aan Christus en dit wat hy gedoen het. En ons moet aan hom, vir hom dan lewe. En dan, watse rigting gaan jy begin lewe? Hierdie kant toe. Dan gaan 'n liefde vir hom wees. Dan sal vrees vir hom. Jy wil by hom wees. Jy wil meer van hom hê. Ja, jy wil by hom skuil en jy wil gehoorsaam wees aan hom. Dis wat moet gebeur. So om te bekeer en te glo, is om uit te roep na God en te sê, red my, Here, want ek kan nie myself red nie. Ek kan nie vanuit myself liefde vir U
en my hele hart hê, en my hele siel, en my hele verstand, en met al my krag nie. Red my, ek is verlore. En as hierdie gebeur het, dan sal jy liefde vir God begin hê. Jy gaan daai verligting van die heiligheid van God gaan jy sien, en dit gaan begin groei. Die liefde vir God gaan meer word oor tyd. En dan gaan jy begin om vir hom te leef, dan gaan jy begin uit liefde minder sondig, jy gaan dan begin sonde doodmaak in jou. As jy nie hierdie liefde het vir God nie, as jy nie sonde besig om dood te maak nie, as jy nie regtig vir God wil leef nie, dan beteken dit, jy is jommendlik nog nie gered nie. Hierdie het nog nie gebeur nie. En dan help dit nie, ek sê vir jou, doen hierdie praktiese dinge nie. Gaan nie help nie. Dit is net pleisters wat jy probeer plak oor met kanker wat jy het binne in jou hart. Nie ons moet na Jesus kyk en ons het sien wat hy gedoen het. En hoe God jou gered het dan deur hom en jy moet vir God vra en smeek, Here, gee vir my ware geloof, red my. Red my deur Jesus. Ons is gemaak. Ons is gemaak om God lief te hê. En dit is waarin ons waarde lê. Dit is waarin werklike vervulling is. So liefde vir God moet die eerste prioriteit wees en dis beteken dit redding moet ook 'n eerste prioriteit wees vir jou as jy nie gered is nie. So jy moet seker maak dat jy is gered sodat jy op die einde God kan kry en dat jy kan groei in liefde vir hom. So hoe groei jy in jou liefde vir God? Eerstens, jy moet dit 'n prioriteit maak, jou eerste prioriteit maak. Tweedens, jy moet seker maak jy is gered en derde, jy moet die instrumente van genade gebruik. Die genademiddele. En dis dalk 'n manier hoe ouens meer daarvan gepraat het, genademiddel. Die Engels is the means of grace. Die instrumente of die middele van genade. Nou wat is die instrumente of die middele van genade? 'n Ouer teoloë het 3 middele gesien, 3 wat hulle beskryf het. Die woord, gebed en die ordonnansies, of hulle sou dit genoem het die sakramente. Daai 3. Maar ek gaan die laaste een so 'n bietjie aanpas en dit noem die gemeente. Die gemeente. So daar's ons hierdie 3, die woord is eerste en dan is daar die gebed en dan is daar 'n gemeente. So die eerste instrument van genade wat jy moet gebruik is die woord. Dit is die Bybel. En kyk hierdie koneksie in 1 Petrus 2 vers 2 en 3. Hy sê verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Kyk, soos 'n baba melk soek, so moet jy die woord wil hê. Dat jy daardeur kan opgroei. Jy kan groei. Wat is die eerste gebod? Waarin moet ons groei? Wat is die primêre ding waar ons moet groei? Liefde vir God. Kyk jy wat sê hy nou volgende. In die ou vertaling het vertaal as jy ten minste gesmaak het dat die Here goedentierend is, dat die Here goed is. Die 2020 sê, want daai as is nie eintlik 'n as nie, dit is eintlik meer 'n aangesien. Dis 'n as wat ons weet dit is so. Okay, so aangesien. 2020 gesê, nou dat julle die goedheid van God gesmaak het. So, verlang na daai woord, soek daai woord. Hoekom? Want jy het geproe. Jy het God gesmaak en jy weet dis waar jy meer van hom gaan kry en ek wil my liefde vir hom, ek kan nie wegbly vanaf nie. Ek is soos 'n baba wat melk soek en ek gaan dit kry in hom. In die woord bedoel ek gaan ek hom kry. Het hom geproe, gesmaak in die woord, daarom verlang na dit. As ek vir jou sê sonder 'n verhouding met God, hier is die Bybel, gaan lees hom. Spandeer elke dag tyd met hom. Kom, doen dit. Hoeveel gaan jy uitkry? Dit gaan vir jou las wees. Maar as jy hom geproe het, as jy daai verhouding het, nou wil ons meer van die woord hê. Verstaan julle? So ons wil die woord hê, want ons gaan God meer proe en God meer geniet deur die woord. So jy moet die woord inneem, jy moet waarhede moet jy inneem. Okay? Jy moet dit oordink, jy moet dit bid, en dan sal jy groei in jou liefde vir God. Baie van ons lees die Bybel, maar ons kry min liefde vir God daardeur. Hoekom? Hoekom? Eerstens, want ons lees dit nie met die prioriteit van ek moet groei in my liefde vir God nie. Die eerste gebod, ons lees dit nie so nie. Okay? En daar's
Partykeer lees ons vir wyeer oorsig en die Bybel beter leer ken en dit is goed, dit is gesond, maar ons moet dit ook lees met ek wil God proe in die woord. So eerstens, dis dalk hoekom ons min liefde vir God uit die woord kry. Tweedens, ons bid nie en ons vra dat God meer van homself sal openbaar aan ons deur die woord nie. Ja, ons dink ons kan dit net lees. En ons kan ons liefde vir God net meer maak. Ons gaan meganies net hierdie dinge doen. Dan gaan dit werk. Ons is afhanklik van hom. So bid, Here, maak jouself oop aan my deur u woord. En ons gaan nou praat oor gebed in die woord ook. Okay, so vir nou, hier is 'n voorstel om die woord en die waarheid te gebruik om jou liefde te groei vir God. Lees Bybelboeke wat gefokus is op jou redding en op God se karakter. Okay, op 'n of ander manier is dit al die boeke in die Bybel. Okay? Maar daar's van hulle wat meer daarop gefokus is. Okay? En let dan op die volgende. Wat sê hierdie vir my oor waarvan ek gered is? Wat sê dit vir my van my kondisie sonder Christus? Okay? As ons sien hoe verlore ons was en ons besef God het ons gered daarvan, dan word ons liefde vir hom meer. So kyk, hoe verlore was jy? En dit beweeg jou vir liefde vir God. Maar kyk ou, wat sê die woord oor wat het dit God gekos om jou te red? Wat was die prys wat Jesus betaal het? Wat beskryf daai gedeeltes vir jou? 'n God wat mens word. Okay, daar kan ons stop en sê, daai is 'n verdere, prys as wat ons kan verstaan in ons brein. Daai is so 'n groot prys alreeds. En dan laat hy toe dat hy verwerp word deur sy eie mense en sy eie volk. Hy leef perfek gehoorsaam tot die dood, die dood op die kruis, en dan laat hy toe dat God se oordeel, God se beker van oordeel oor hom uitgegiet word. My ewige hel wat ek moes gekry het, vat hy op homself. Dis van die prys wat jy gaan kry en gaan lees van in die Bybel, wat hy betaal het. So jy hoor dan in daai woorde, my God, waarom het U my verlaat? Hoor jy? Dis die prys wat hy betaal vir my. Dat hy wat 'n perfekte verhouding nog alle ewigheid met die Vader gehad het, dit moes uitskree. Dis die prys wat hy betaal het. Dit maak jou liefde vir God meer. Toe as jy sien hoe verlore jy was en hoe groot die prys was wat betaal was vir jou redding, dan sal jou liefde vir God meer word. So lees die Bybel so. Let ook op na wat vir ons gee, God vir ons gee in redding. So ons sien wat ons werklik verdien het en hoe ons was. Ons sien dit wat God dit hom gekos het. Nou dink ons aan wat ons kry in redding. Efesiërs 1 is wonderlik hiervoor. Okay, alle geestelike seëninge in die hemel en dan skryf hy 13 verse lank een sin om vir ons dit te beskryf. Okay? Hy verklaar ons reg met hom. Hy maak ons sy kinders. Hy gee vir ons sy gees. Hy maak ons mede-erfgename van Jesus Christus en ons deel op een of ander manier in Christus se heerlikheid. Dit wat sy koninkryk wat hy eintlik verdien het. Hy berei 'n plek vir ons voor. Hy kom terug. Hy gee vir ons verheerlikte liggame. Hy neem ons na hom toe sodat ons in alle ewigheid hom kan kry en hom kan geniet. In 'n plek wat perfek daarvoor opgestel is. Altyd in ewigheid in sy teenwoordigheid kan leef op 'n nuwe aarde waar daar geen meer dood gaan wees nie, geen pyn nie, geen sonde nie, geen siektes nie en God nou werklik kan geniet. Selfs die werk wat ons daar gaan doen, gaan tot verheerliking van God wees en gaan volkome bevredig. Hoe is werk altyd volkome bevredigend? En tot eer van hom. Maar dis wat ons gaan kry. So as jy dit sien, hierdie is wat ek verdien, 'n ewige hel, wat kry ek? 'n Nuwe hemel, nuwe aarde, saam met hom en ons kry hom, en ons kan hom geniet. Dan gaan ons liefde vir hom meer word. En dan kan ons net na God self kyk. Ons kan dink oor wat leer die Bybel ons oor hom, oor sy karakter. Hy's ewig, hy's heilig, hy's soewerein, hy's alomteenwoordig, alwetend, almagtig, wys, liefdevol, regverdig, barmhartig, genadig, lankmoedig, waaragtig, majestueus en pragtig. As jy al God se karaktereienskappe bymekaar sit,
dan is God pragtig in sy karakter. Daar is aantreklikheid aan God wat ver bo enige ander persoon of wese is. God is lieflik, hy is asemrowend mooi. Kyk hier na, ek's besig om ons te beweeg, dat ons meer lief word vir hom. Psalm 104 vers 1. Loof die Here oor my siel. Here my God, U is baie groot, met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Met majesteit en heerlikheid. Albei daai Hebreëse woorde het die idee van glans en iets wat skyn, van die heerlikheid wat skyn en uitstraal. Soos die een lied wat ons sing sê, glansryke heerlikheid. God is mooi en so lieflik dat hy daarvan skyn, dat dit uit hom uitkom as hy sy volle wese oopmaak. En kom ons dink net oor hierdie idees. God is heilig. Okay, heilig beteken afgesonder, eenkant geplaas, uniek. So hy's afgesonder, uniek, daar's niemand soos hy nie. Okay? En hy is heilig in elkeen van sy karaktereienskappe. So daar's niemand wat liefde het soos hy nie, of niemand wat so heilig is soos hy, of wat so regverdig is soos hy nie. Hy is uniek. God is ook perfek. Dit beteken hy het elke goeie, werklike goeie eienskap wat daar is, het hy. Daar's geen goeie, werklike goeie ding wat God nie het nie. Hy is perfek. Okay? En God is ook oneindig in elkeen van haar eienskappe. So hy sien net die beste in terme van, jy weet, kwaliteit nie, is ook die beste in terme van kwantiteit in elkeen van die eienskappe. So sit dit alles by mekaar, dan sien jy God is pragtig. Hy het 'n pragt en 'n majesteit wat uit hom uit skyn, en dit is, daar's stukke in die psalms wat hierdie probeer kommunikeer. Ek wil spreek van die glans, kyk hierdie skyn van die heerlike majesteit en van die wonderbare dade. Sien julle daai? So gebruik God se woord om te sien wie hy werklik is, en jy sal groei in jou liefde vir hom. En as ons net hierdie kan onthou, as ons net hierdie beeld van hom kan onthou, dan gaan ons nie ander dinge voorleef en ander afgode jaag wat nie kan vervul nie. So lees die woord, dink daaroor, mediteer daarop, lees goeie boeke oor God se karakter, oor wie hy is. Vul jouself met hierdie dinge. 'n Goeie boek oor God se karakter is nie groot nie, is Who is God van Joel James. Klomp van ons het al deur dit gewerk. Hey, my battery is besig om pap te raak hierdie kant. Ek het nou die krag aangeprop nie. Dit is 'n interessante gebeurtenis. Okay. Ons het nie baie teksverse nie, ons gaan aangaan. Dit is nie nodig nie. Okay, so. Gaan lees so. God het gekies om homself te openbaar in 'n boek. God het dit gekies. Gebruik daai boek. So ons moet die instrumente van genade gebruik. Eerstens die woord, tweedens gebed. Gebed. Ek nou hier geklik op 'n ding, nou wil hy nie meer aangaan nie. Daar's hy. Gebed is die ander kant van die muntstuk van jou kommunikasie met God. So God praat met ons deur sy woord, ons praat met hom in gebed. Ons praat terug met hom. En soms vra ons, as God dan in beheer is, as hy soewerein is, hoekom bid ons? Wat is die eerste gebod? Liefde vir God. Wat is deel van ons gebed dan? Liefde vir God. Dis doel van die gebed. Nie al doel nie, maar dis groot doel. Liefde vir God. Gebed is daar om jou liefde vir God meer te maak en om jou liefde vir God uit te druk deur dit. So bid met die primêre doel om te groei in jou liefde vir God. So lyk dit prakties. Eerstens beteken dit jy moet bid dat God jou sal help om te groei in jou liefde vir hom. So maak dit deel van jou gebed. Here, ek sukkel. Wanneer ek kom bid, dan sê ek, "Dag, dis daar," en dan dink ek aan hierdie ding en dan daai ding en dan help my Here om net te groei in my liefde vir U. So bid en vra hom om jou te help om lief te wees met hom uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit al jou krag. Kan dit nie uit jouself uit doen nie. So eerstens, tweedens, gebruik gebed om God mee te loof en te prys. So gebruik gebed om God mee te loof en te prys. As 'n man lief is vir sy vrou, dan sê hy vir haar wat hy van hou in haar. Okay? Wat aantreklik is vir hom, wat mooi is vir hom. Doen dieselfde met God. Prys hom vir wie hy is en wat hy gedoen het in gebed. Derdens, bid aanhoudend
en bid oor alles. So bid deurlopend, bid sonder ophou, is die opdrag. As God jou goeie Vader is en hy is besorg oor jou en hy is lief vir jou, dan gaan jy op die ouene bid oor alles. Want hy kan jou help in alles. So maak van die kleinste dingetjie 'n geleentheid om met God te praat. Weereens, daai verliefde paartjie, hulle maak verskonings om mekaar te kan bel. Jy weet? Enige ou dingetjie. Ek hierdie ding, jy weet, wat moet ek met jou praat? Okay? Verskonings. So alles in die lewe is dus 'n verskoning vir jou om met God te praat. Daar gebeur enigiets. Bid. Laat dit jou beweeg. Liefde vir God. Dit is derdens. Vierdens, maak 'n prioriteit van mediteer op die woord en gebed. As liefde vir God die eerste gebod is, en die woord en die gebed is die instrumente wat God gebruik het om daai gebod mee uit te voer, dan moet ons op prioriteit maak van gebed. Okay? En om te dink oor die woord en dan te bid daaroor, maar dit beteken ons gaan moet tyd maak daarvoor. Okay, so ons praat van deurlopende gebed, ons praat ook nou van gestruktureerde gebed, 'n tyd van gebed. So, kry 'n tyd, maak tyd, hierdie is die prioriteit om skrif te lees. So, dink daaroor, kyk wat sê dit, vul jou denke daarmee, bid dit dan na God toe. Ek ben dit onlangs by ons manne ons uitgedaag, om vir 'n paar verse te kry wat jy gaan begin memoriseer, en dan stel jy vir jou wekker, elke 2 ure, elke 3 ure, elke 4 ure, wat ook al, en wanneer daai wekker afgaan, vat jy net die volgende versie in jou pakkie, jou lysie, en jy dink net oor daai vers vinnig, en jy bid oor daai vers, reg deur die dag. Okay? En as dit gebeur dat, ek is in 'n vergadering op 'n oomblik, ek kan nie nou bid nie, daar's weer verskoning om te bid. Okay? Here, ek is nou besig, help my met die vergadering. Net dit. Maar verstaan julle, doen iets wat gaan jou forceer om waarheid in te kry en dan daai waarheid te bid na God toe. So maak 'n plan, maak tyd, bid. Vierdens, leer oor gebed. Jy gaan sukkel om te bid as jy nie weet wat gebed is en hoe gebed werk nie. So leer oor gebed. Gaan kyk na die beloftes van God oor gebed. Ons het 'n paar weke terug het ons dit gedoen. Het ons juis nog gekyk deur Markus. Jy gaan sukkel in gebed as jy nie weet wat gebed is en hoe dit werk nie en as jy nie daai beloftes sien en glo nie. 16 laaste een. Teken beantwoorde gebed aan. Okay, so skryf neer van die goeders waarvoor jy bid en merk as God dit geantwoord het. Wanneer jy sien God antwoord jou gebed, dan weet jy prakties, hy's lief vir my. En dan maak dit jou liefde meer vir hom. Want jy kan sien hoe hy gee om vir my. Ek het vir hierdie dingie gebid. En hy het geantwoord. En dit maak jou liefde meer vir hom. So hoe kan jy groei in jou liefde vir God? Gebruik daai instrumente, kyk van genade, die woord en gebed. En derdens, hoe maak jy 'n stuk houtskool wat koud is warm? Soms met ander kole wat warm is. Okay? Ja, daar's eksterne hitte wat gebruik moet word om hierdie warm te maak. Jy sit soms met ander kole wat warm is. Die derde instrument is dis gemeente. Wanneer ons saamkom en saam sit onder God se woord en saam bid en saam hom loof en prys en jy hoor ander ook bid, dan groei ons in ons liefde vir God. Jou liefde vir God sal veral groei as jy gereeld interaksie het met ander mense wat sterk liefde het vir God. Okay, dit gaan jou beïnvloed as jy 'n Christen is. So maak tyd vir ander gelowiges. Deel met hulle dit wat jy leer en wat jy sien oor God. Deel met hulle jou geantwoorde gebedsversoeke. Daar's 'n paar van julle wat dit onlangs met my gedoen het, die laaste maand. Daar's 'n paar van julle wat dit met my gedoen het. En dit is wonderlik. Dit maak hierdie koeltjie, okay, maak dit warm. As ek hoor, jy het oor hierdie ding gebid en God het op hierdie manier geantwoord. Ongelooflik. Okay, so die gemeente het God gegee en hy het in die gemeente, hy het 'n aantal instrumente, 'n aantal fasette van gemeentewese gegee wat ons liefde vir God aanwakker, né? Hy het die woord gegee en prediking gegee vir ons liefde vir God meer te maak. Hy het vir ons gebed saam gegee. Gebed wat iemand hier doen in ons lei in gebed, maar gebed wat ons in klein groepies ook bid. En daar waar ons bymekaar kom in Bybelstudies, daai gebed. Hy het vir ons sang en musiek en lofprysing gegee om ons liefde vir hom meer te maak. Hy het vir ons gemeenskap gegee, fellowship, koinonia. Weet daai die ander opdragte, daai uitvoer van die genadegawes wat ons het na mekaar toe. En daai dinge gebeur minimaal op 'n Sondag. Dis net te min tyd.
Dit gebeur meer by die Bybelstudies, dit gebeur meer een op een waar ons by mekaar kom. Ons moet daai dinge dus doen. En dan het God ook vir ons nog gegee die nagmaal en die doop. En dis waarvan die ouens gepraat het, as hulle gepraat het van die sakramente. Okay, het hulle gepraat van hierdie twee wat ook deel van die instrumente van genade is. Die nagmaal is 'n wonderlike instrument wat God gegee het vir ons en wat God gebruik om sy liefde vir ons aan hom te kommunikeer en te laat groei. Nagmaal is God se waarheid en liefde aan ons in 'n prentjie vorm. Jy kan dit wat dit kommunikeer, kan jy voel en jy kan dit proe en dit help ons. En nagmaal dink ons weer oor God se liefde vir ons deur Jesus. Ons sien dus weer die evangelie prakties. Ons word herinner oor die groot prys wat betaal was deur dit, sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het. Ons lees ook woord rondom dit, nê? Ons gebruik daai instrument dan soos wat ons nagmaal gebruik. Ons bid en dank God in nagmaal oor dit. Ons gebruik daai instrument ook. Ons bely ons sondes ook. Dis ook deel van liefde vir God, om vergifnis te vra van hom. En so groei ons in ons liefde vir God deur die nagmaal. En dan het God ook vir ons die doop gegee, die doop. Wat is die doop? Die doop is 'n eksterne teken van 'n interne realiteit. Dit is 'n eksterne teken van 'n interne realiteit. Dit is 'n prentjie van ons eenheid met Jesus. Dis wat dit is, 'n prentjie van ons eenheid met Jesus. Sy dood tel as my dood. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, want ek het 'n eenheid met hom. As ek saam met hom gekruisig is. Sy opstanding wys ook nou dat ek 'n nuwe mens is en as 'n nuwe mens opgestaan het met geestelike lewe nou en geestelike krag. Romeine 6 vers 3 en 4. Of weet julle nie dat ons almal in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? En ek dink nie hierdie praat van waterdoop nie, ek dink hierdie praat van die Heilige Gees wat ons gedoop het in Christus in. 1 Korintiërs 12 praat daarvan. Dink dis die doop hier. Daar's 'n close koneksie, naby koneksie met waterdoop. So weet julle net ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, ons almal wat 'n eenheid het met hom, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, so sy dood tel vir ons sinne. Ons het die wet het gesê as iemand sondig moet hy doodgemaak word. Dis volbring aan hom. En dan sê hy sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heiligheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons is ook nou nuwe persoon, nuwe hart, vermoë nou om vir hom te kan leef. In daai eenheid. En die doop is 'n prentjie van hierdie dinge. So sy geregtigheid, sy perfekte lewe tel nou vir my voor God. Die doop is 'n prentjie daarvan. Die waterdoop is 'n teken van al die geestelike waarhede wat ons kry deur ons eenheid met Christus. Waterdoop doen niks van hierdie dinge nie. Dit kan jou nie meer heilig maak nie. Dit kan jou nie regmaak vir God nie. Dit is 'n teken, 'n prent van dit wat God gedoen het in Christus. En hierdie prentjie help ons om net weer te sien die wonderlike genade wat God vir ons het en so maak dit ons liefde vir God meer. Okay, so wanneer ons daai sien, wanneer ons dit self doen ook, as jy self gedoop word, is dit ook, dis 'n belydenis wat jy doen en dit help jou liefde vir God nie. En verder het ons dan die geleentheid ook om getuienis te hoor oor hoe God mense gered het. En as ons hoor, hier's 'n sondaar en dit is wat God gedoen het en dit is hoe God hulle verander het. Dis hoe genadig God hulle was, dan word ons liefde vir God meer daardeur. So God gebruik selfs die doop om ons liefde vir hom meer te maak. So die gemeente, en hierdie dinge gebeur als in die gemeentekonteks, is dis 'n kardinale instrument wat God gebruik om ons in ons lewe, om ons liefde vir hom aan te hits, met warm te maak. Dis moet ons gemeentelewe 'n prioriteit maak in ons lewens. Dis een van die instrumente, dit wat God vir ons gegee het. Dit moet dus 'n prioriteit wees, want wat is die eerste gebod? Liefde vir God. Dis die eerste prioriteit. So kan mense sien dat gemeente vir jou belangrik is, want liefde vir God is vir jou belangrik.
Maak seker jy gebruik die instrument van gemeente om jou liefde vir God mee aan te stook, warmer te maak. So hoe groei jy in jou liefde vir God? Maak dit eerstens die prioriteit. Maak dit die prioriteit. Tweedens, maak seker jy is gered. En derde, maak gebruik van die instrument van genade, die woord, gebed en gemeente. Om al hierdie dinge om jou liefde vir God aan te vuur. En vandag het ons as gemeente die geleentheid om die doop te gebruik en so ons liefde vir God meer te maak. Dan gaan ek preek en afsluit met gebed en dan gaan ons die geleentheid hê om te luister na die getuienisse. Kom ons bid. Here, ons is dankbaar vir u woord en vir die waarheid en net vir geleentheid vandag om te stop en te dink oor ons liefde vir u. En Heer, u net geleer te word. Dat ons moet iemand lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en ons hele krag, al ons krag. En help ons, Here, ons is afhanklik van u om ons liefde vir u meer te maak. Here, ons harte, ons weet, soos hy lied sê, prone to wander, Lord, I feel it, prone to lead the God I love. Ons harte is geneig om weg te wil dwaal. Maar Here, u is goed. U is 'n goeie Vader. U bring ons weer terug. Here, en u gee vir ons hierdie dinge. U gee vir ons u woord. Here, u gee vir ons gebed. En u gee vir ons gemeente. Here, mag ons hierdie dinge gebruik om ons liefde vir u meer te maak, Here. Here, ek bid ook dat as daar iemand hier is vandag wat nie gered is nie en wat u is besig om met hulle te werk, dat hulle vandag tot inkeer sal kom. Dat u vandag genadig sal wees oor hulle en hulle u kind sal maak, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.